Goeiemôre vir die wat ek nog nie gegroet het nie. Baie welkom hier by ons Paasdiens 2026. Dis as ons daaraan dink, die dag wat ons vier, hierdie dag, eintlik hierdie naweek, en ek dink ons moet seker maak ons vier die hele naweek, want ons nodig dat ons die hele naweek vier. Daar's 3 dae wat 'n baie belangrike 3 dae is, nie belangrikste 3 dae in ons geloof. Vandag wil ek sê is die spulpunt waar rondom ons geloof draai. Alles draai om die dag wat die beloftes en die profetiese woorde vervul is, wat Jesus kom vervul het aan die kruishout van Golgotha. Was dit nie vir hierdie dag nie, sou ek en jy nog steeds geleef het in slawerny, gebind, vasgevang in sonde, maar Jesus het gekom en Jesus het die prys betaal. En ek wil vandag begin met 'n bekende skrifgedeelte, en ek hou van hierdie skrifgedeelte, want ek dink die lewe draai rondom hierdie skrifgedeelte in die Ou Testament, en is in die boek van Deuteronomium. Dis die heel laaste boek van die wette van Moses, en dis heel aan die einde wat hierdie skrifgedeelte vir ons gegee word, en so ek gee jou net 'n bietjie agtergrond konteks, dat die boek is vol wette, Deuteronomium is 'n boek vol wette, wat vir die mens neergelê is, om te sê, maar hierso's my wil, waarvolgens ek wil hê julle moet leef. Wat God vir die mens kom sê, en dit mooi uitspel om te sê, dis wat ek wil hê julle moet doen. As julle hierdie goed doen, as hierdie reg doen, dan gaan julle hierdie goeie gevolge beleef. As julle hierdie verkeerd doen, gaan julle hierdie slegte gevolge beleef. So God het vir ons reëls gegee, nie net om vir ons te kom straf nie. Die reëls is nie daar om te straf nie. Reëls is daar om leiding te gee. Reëls is daar om 'n rigting te gee. Reëls is daar om vir jou te wys wat is die goeie lewe om te lewe sodat jy goeie resultate kan beleef. En God het al die reëls kom neerlê, en hy kom voor my en jou as mens, die volk, staan God op, en hy sê die volgende woorde. Hy sê, ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle. Deuteronomium 30 vers 19. Die lewe en die dood, dis die twee kante van die wet. As jy die goeie doen, gaan jy die goeie resultate beleef. As jy die slegte doen, gaan jy die slegte resultate beleef. Ek sit voor julle die lewe en die dood, die seën en die vloek, het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. So as jy lewe kies, kies jy die seën van die Here. As jy lewe kies, kies jy die wil van God. As jy die lewe kies, kies jy om die wet van God te onderhou, sodat jy die goeie resultate kan beleef. En hy kom na die mense toe en sê, ek het vir julle hier dit uitgespel, ek het vir julle die beste lewe uitgespel, wat vir jou as mens die beste gaan wees. Ek het julle mekaar geweef, ek het julle geskape, ek het julle gemaak, ek, julle skepper, Elohim, skepper God, weet die beste vir jou. Wie van kan amen sê? God weet die beste. As jy 'n owners manual soek vir jou kind, hulle word nie gebore met 'n owners manual nie. Wie van julle het 'n owners manual gekry by die hospitaal? Dit help so bietjie, né? Hier is hy, die handleiding vir die lewe, die handleiding van wie jy is, die handleiding van wie ons is, die een wat ons in mekaar geweef het in ons moeder skoot, het vir ons sy woord gegee en gesê, hierso is vir julle die beste lewe, maar ek sit dit voor julle, ekskuus, daar gaan iets nou aan, jammer. Ek sit dit voor julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek, maar hier's dit, jy moet kies. Kies dan die lewe sodat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Nou, wie van julle het iemand in julle lewe wat vir julle lief is? Paar mense so, okay. Het julle iemand wat vir julle lief is? Dink gou jou lewe vir 'n oomblik sonder enigiemand in jou lewe wat vir jou lief is. Wil jy nog dink? Okay, jy wil nie verder daaroor dink nie. Hoe sou dit gewees het? Iewers alleen op 'n eiland met niks of niemand daar nie, geen liefde nie. Want ons as mens is afhanklik van liefde. Is dit nie waar nie? My vraag aan jou is, jy wat weet en glo daar's iemand wat vir jou lief is, hoe weet jy hulle is lief vir jou?
Wel pastoor, ons het so 'n mooi boek wat daar iewers is wat praat van the five love languages en ons kyk na die liefdestale en oulike goedjies. Hoe weet jy regtig iemand is lief vir jou? Wie van julle is lief vir iemand? OK. Hoe gaan daar iemand dit weet? Skus? Ek kan nou begin hulle met hierdie slim boekies en tyd en woorde en al hierdie goeters. Op die einde van die dag kom ek dit net vir julle baie vereenvoudig, liefde doen. Liefde doen. Liefde is nie net nie, liefde doen. Dink aan. Nou die vraag is, wat het eers gekom, die hoender of die eier? Nee, ons gaan nie daaroor redeneer nie. Maar amper dieselfde redenasie, wat het eers gekom, die doen of die liefde? Want hier is eintlik die ware maatstaf vir ware liefde. Want die wêreld verkoop aan ons 'n liefde. Hollywood verkoop aan ons 'n liefde. En mense is lief vir alles. Manne is lief vir visvang en die vrouens is lief vir shopping en almal is lief vir hierdie ding en almal is lief. En liefde is sommer 'n woord wat algemeen gebruik word vir enigiets waarvan ons hou. En ons het eintlik liefde so afgewater. Maar wat is liefde werklik? Liefde is 'n doen ding. Liefde is reaksie of doen is reaksie op liefde. Is dit nie waar nie? Wat het eers gekom? Eerste het liefde gekom en omdat jy lief het, is daar 'n spontaniteit uit liefdeheid om te doen. Is dit nie waar nie? En jy weet ook dat die wat jou lief het, jy weet hulle dat jou lief het oor dit wat hulle vir jou doen. Hoeveel van julle paas sal, in Engels term gebruik, 'n bullet vat vir jou kind? Paas. Sal jy, as daar nou 'n aanval is vir jou kind inspring en eerder die sal hom vat? Hoe van julle maas sal dit doen vir julle kinders? Sal jy dit doen? Sal jy jou lewe eerder op die spel plaas vir jou kinders? Hoekom? Hoeveel van julle vrouens hulle bullet vat vir jou man? Kom ons raak nou 'n bietjie. Kom ons net bietjie meet hierso. Hoe gaan dit met die huwelike vandag? Ek het nog nie 'n hand gesien opgegaan nie. Maar daar's 1, daar's 2, daar's 'n paar. Skielik nou kom dit op. O, jy is so 'n bietjie liefde hier tussen die huwelike. Hoeveel van julle manne hier hulle geleer, dit sal 'n bullet vat vir jou vrou. Jy sien hoe spontaan gaan die manne net op. Jy sien manne verstaan liefde. Okay. Ons sal 'n mans, ek het julle net bietjie gehelp, ek het die vrouens om kant te vang met daai vraag nou. Maar dis die ding, kerk, liefde is 'n doen ding. Ons sien liefde deur dit wat mense doen, dit hoe hulle optree. En by die einde van die dag, wat doen liefde? Liefde offer op. Liefde sal altyd gee. Liefde vra nie wat kan ek hier uit kry nie. Liefde vra nie wat is in dit vir my nie. Liefde is wat kan ek gee? Wat kan ek doen? Hoe kan ek dit beter maak vir jou? Hoe kan ek die lewe vir jou gemakliker maak? Hoe kan ek jou bederf? Hoe kan ek dis wat liefde sê? Wat is daar wat ek vir jou kan opoffer? Kan ek my tyd vir jou gee? Kan ek my energie vir jou gee? Kan ek my wysheid vir jou gee? Wat kan ek vir jou gee? Kan ek net nie my bakkie vir jou gee, maar kan ek my okay, so ons het sekere limite iewers met ons liefde, né? Okay, want hy ry nie so ongelukkig kan ek hom nie vir jou gee nie. Maar ja, hier is die ding en as ons vandag hierdie dag vier ons wat liefde vir ons gedoen het. Nou ek wil vir julle lees. Jy sien liefde kom eerste. En dan is daar 'n reaksie van doen. En kom ons lees op hierdie dag kan ons nie anders as om te gaan na die evangelies en net hoe die dag beskryf is deur die verskillende evangelies net weer te gaan lees. Sodat jy wat vandag hier sit net kan onthou wat liefde vir jou gedoen het. Wat liefde vir jou deurgegaan het. Nie wat ons enigstens dit verdien het nie. Maar hy was bereid. En hy gaan so
uit al 4 van die evangelies die stories so bymekaar sit en net uit elke evangelie het ek 'n stukkie net gaan soek wat net vir my uitstaan en hulle bietjie anders te geskryf het miskien. Maar ek begin Matteus 27 vers 27. Hy sê daarop neem die soldate van die goewerneur Jesus met hulle saam en die goewerneur se paleis en bring die hele leerafdeling teen hom bymekaar. Een man, die hele leerafdeling. Toe trek hulle sy klere uit en werp 'n rooi mantel om hom, 'n vlegge kroon van dorings en sit dit op sy hoof en 'n riet in sy regterhand. En hulle val op hulle knieë voor hom en bespot hom en sê wees gegroet, koning van die Jode. En hulle spieg op hom en neem die riet en slaan hom op sy hoof. Nadat hulle hom bespot het, trek hom die mantel uit en trek hom sy klere aan en lei hom weg om gekruisig te word. Markus 15:21 en hulle het 'n sekere Simon van Sirene wat van die veld af gekom het, die vader van Alexander en Rufus, gedwing om sy kruis te dra. En hom toe gebring op die plek Golgotha, dit is as dit vertaal word, plek van die hoofskedel. Toe gee hulle hom wyn met mirre gemeng om te drink, maar hy het dit nie geneem nie. Nadat hulle hom gekruisig het hulle sy klere verdeel, deur die lot te werp oor wat elkeen moes kry, en dit was die 3de uur toe hulle hom gekruisig het. Lukas 23 van vers 33, en toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig, en die kwaaddoeners, een aan die regter en een aan die linkerhand. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. Dit was omtrent die 6de uur en daar het duisternis oor die hele aarde gekom tot die 9de uur toe. En die son is verduister en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in U hande gee ek my gees oor. En toe het gesê het, blaas hy die laaste asem uit. En dan laastens Johannes 19 van vers 28. En hierna, omdat hy geweet het dat alles volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. En daar het 'n kan vol asyn gestaan, en het 'n spons met asyn gevul en op 'n hisopstingel gesit en aan sy mond gebring. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. Dit is volbring. It is finished. Elke profetiese woord wat deur duisende jare gespreek is, het hy kom vervul in die kruishout van Golgotha. Maar hoekom? Hoekom het hy dit gedoen? Wel, daar's net een rede en die rede is jy. Jy wat vanoggend hier sit, is die rede vir sy marteling en vir sy lyding. Een ding moet ons baie mooi duidelik verstaan rondom die kruisiging, die dood van Jesus. Niemand het sy lewe gevat nie. Ek het al baie keer die sessie aangebied oor die lewe gaan oor keuses, en dan vra ek die vraag, was dit Jesus se keuse om aan die kruis te gaan hang? En meerderheid was die antwoord, nee, hy moes dit doen, dis deel van sy roeping. Is dit iets wat hy kon keer? Was hy in staat om dit te stop in enige oomblik? Johannes sê, hy kon 12 legioene engele opdrag gee. Dit vat net een engel om 'n hele weermag te oorwin. Hy kon 12
legioene engele 'n opdrag gee om hom te kom red van hierdie marteling, enige oomblik. Hy kon net die opdrag gee, want hy is die seun van God. Maar hy kies om stil te bly. Soos 'n skaap was hy gelei na die slagpale. Eendag met 'n skaapboer gepraat en sê dit, die probleem met, een van die uitdagings om met 'n skaap te werk, jy weet nooit wanneer hy pyn het nie. Want as hy in pyn is, het hy geen geluid nie. 'n Skaap maak nie 'n geluid as hy pyn het nie. En Jesus, soos 'n skaap is hy gelei en hy het stil gebly en selfs die owerhede het hom gesê, verdedig jouself nie, gaan jy niks sê nie, en hy het net stil gebly en gesê, as ek enigiets nou sê, gaan daar 'n reaksie wees. Ek weet of jy dit weet nie, maar toe Jesus net die woorde uiter, toe die leermag kom om hom gevange te neem, en hulle sê, ons soek Jesus, toe sê hy, dit is ek, toe die woorde ek is uiter, toe is daar soveel krag wat uit sy mond uitkom, dat al daardie soldate agteruit gaan op die grond val. En hy kon dit doen net met woorde. Dis wat Jesus in staat was om te doen. Dis die almag wat hy het. Dis die krag wat hy gehad het. Maar hy kies, vanoggend moet jy onthou, vanoggend moet jy weet, hy kies om sy lewe te gee. Johannes 10:17, daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer te neem. Vers 18, niemand neem dit van my af nie. Maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê en ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Hy het die mag gehad om sy lewe te red. Maar hy gaan deur dit. Hy het geweet wat vir hom wag. Die tuin van die Getsemane toe hy bid en sê, Vader, laat hierdie beker eerder by my verbygaan. Het hy bloed gesweet van angs, want hy het geweet hoe gaan hierdie marteling lyk. Dis die ergste dood wat jy kan beleef. In die eeue van die mensdom was dit die wreedste manier om te sterf, was aan die kruis. En hy het geweet wat vir hom wag. Nogtans het hy gekies om homself nie te red nie. Nogtans het hy gekies om nie sy autoriteit op te neem in die hemel nie, want hy is die Here van die leerskare. Al die engele sal reageer op sy opdrag. Het hy gekies om te sê, nee, ek sal my lewe neerlê. Hoekom? Want dis wat liefde doen. Jy sien, as ek teruggaan Deuteronomium 30, sien ek in ons as menswees, en deur die geskiedenis van die mens, Deuteronomium 30 is duisende jare geskryf voor Jesus se kruisiging. En as ons die Bybel gaan lees en die reg deur die Bybel blaai, dan sien jy dit is vir mense moeilik om die lewe te kies. Keer op keer val die mens, keer op keer val die volk, keer op keer moet God weer hulle red, keer op keer moet God weer genadig vir hulle wees. Jy sien, die mens het nie die vermoë gehad om lewe te kies nie. Die dood het spontaan gekom. Hoekom? As gevolg van die sondeval, want die loon van die sonde is die dood. En hier is een ding wat alle mense in gemeen het. Elkeen van ons en elke mens wat op hierdie aarde wandel, het een ding in gemeen. Hoor gou mooi. En jy kan volgend wees wie jy wil. Jy kan wat sy agtergrond hê, jy kan royalty wees, maar hier is een feit van al ons mense, ons almal is skuldig. Elke liewe mens het redding nodig. Want daar was 'n sondeval gewees. En daardie sondeval het 'n rebellie gebore in die mens, wat hom gedryf het in 'n natuur van sonde, en hom gebukkend laat gaan in slawerny van sonde. En dit was vir die mens bitter moeilik en eintlik onmoontlik as ons deur die skrifte gaan om hierdie lewe te kies. Maar vanoggend wil ek vir jou sê, wat vier ek en jy vandag? Ons vier die feit dat Jesus die dood gekies het, sodat dit vir ons moontlik kan word om lewe te kies. Want voor ons word gesit, die lewe of die dood. Maar weet jy, na die kruis van Jesus, is dit nie meer dat ek en jy slawe is nie, ons is nie meer vasgevang in rebellie nie, ons is nie meer vasgevang onder die heerskappy van die vyand nie, want hy is uitgeklee, hy is oorwin, Jesus het opgestaan, hy is oorwin, en daar is nie meer vir my en jou verskoning om te sê, ons kan nie lewe kies nie, want Jesus het dood gekies, hy het gekies om sy lewe neer te lê, sodat ek en jy kan lewe en voluit kan lewe tot eer van God. En weet jy, hoekom kan ons dit kies? Is dit vir jou maklik om iemand lief te hê wat moeilik is?
wat bitter is, wat kwaad is vir jou? Iemand wat jou vyand is dit maklik om hulle lief te hê? Dit is nie maklik nie, as ons eerlik is. Dit is moeilik. Was dit maklik vir jou om iemand lief te hê, wat jy weet al jou lief het? Dit maak dit net soveel makliker. Dit maak die liefde soveel meer spontaan. En hoor wat kom skryf Johannes in sy brief van die kerk. Hy sê ons het hom lief. Omdat hy ons eerste lief gehad het. Hoor vanoggend kerk, sy liefde het eerste vir jou gekom. Voor jou liefde vir hom. En hy het sy liefde vir ons bewys. Omdat ons vandag hierdie dag vier, die kruisdood van Jesus, verstaan ons liefde, verstaan ons die dinamika van liefde, verstaan ons amazing love, amazing grace. Dus ons sing hierdie liedjie, ons het die woorde, maar eintlik is dit woorde wat nie werklik kan beskryf hoe sy liefde lyk nie. Ons probeer woorde vind, maar daar is nie woorde om God se liefde en God se genade te beskryf nie, maar hy kom bewys sy liefde. En dis wat ons op hierdie dag vier, dat God vir my en jou kom wys het, dis hoe ek oor julle voel, want so lief het ek julle gehad, dat ek my seun gegee het. Romeine 5, hy sê, want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Het dan nog gesê, sal nog dalk die moed hê om vir jou kind te sterwe, en miskien die moed hê om vir jou gade te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Dis liefde. Sy liefde is nie voorwaardelik nie. Jesus het nie voordat aan daai kruis gehang en alles net gestop, en die hele mensdom net so pausknoppie gedruk en sê, hoorie, voor ek vir julle aan hierdie kruis sterf, wil ek eers vra, sal julle my net eers lief hê? Sal julle my net eers dien, voor ek vir julle in hierdie kruis gaan sterf? Jy sien, liefde het nie voorwaardes nie. Onvoorwaardelik, toe ons nog sondaars was, het hy sy liefde aan ons bewys. Hy het nie gesê, wel, ek wag eers om julle liefde te sien en julle liefde te ervaar, dan sal ek reageer op dit nie. Nee, ek het julle lief, punt. En ek bewys dit vir julle. En dis ons geloofse sekerheid, dis jou sekerheid, dis my sekerheid, dis ons sekerheid waarin ons lewe, want as jy nie liefde het nie, gaan jy nie sekerheid vind nie, gaan jy nie veilig voel nie, want liefde laat ons veilig voel, en hier kom God om te sê, hier is jou sekerheid, ek het jou lief, en ek het dit vir jou bewys, hoe kan jy dit nog bevraagteken, ek en jy, dis vir ons onmoontlik om God se liefde te bevraagteken, wanneer ons kyk na die kruis, want die kruis herinner ons aan sy bewys van sy liefde, hoe hy oor my en oor jou voel. Soos jy vanoggend hier sit, wil ek vir jou sê, dit ongeag, maak nie saak wat jy droog gemaak het nie, maak nie saak wat jou agtergrond is nie, maak nie saak wat jy voel jou sonde is nie, liefde is groter. In die skadu van die kruis leef ek nie gebukkend onder die slawerny van sonde nie. Die skadu van die kruis is my vryheid, my oorwinning. My bevestiging tot my kindskap, het ek nie meer 'n slaaf is nie, maar dat ek 'n kind van God is, want daardeur het hy sy liefde vir ons bewys, toe hy sy seun aan die kruis laat hang het. En nou, in die openbaring van Jesus se kruis, en ek, soms as ek na Christen mense kyk, en hulle lewe kyk, dan wonder ek of hulle nog die kruis onthou. As ek kyk hoe mense optree, teenstrydig met die woord van God, want om die lewe te kies is om die woord te kies, dan wonder ek of hulle die kruis onthou. Dis hoekom dit goed is, maar eintlik te min is, dat ons een keer 'n jaar hierdie geleentheid het, om ons te herinner, om jou vanoggend te herinner, wat hy deurgegaan het vir jou sondes. Jy sien, dis ons motivering. Paulus sê, ons kan nie meer in die sonde bly leef nie, ons het gesterf vir die sonde, want ons het saam met Christus gesterf. Toe ons deur daai doopwater was, het ons vereenselwig met sy dood en sy opstanding. Nou leef ons vir Christus, ons leef nie meer vir die sonde nie, ons is vrygekoop van die sonde, want liefde
het deel van ons lewe geword en liefde het ons motivering geword. Die liefde van Christus wat aan die kruis bewys is, dit dring ons, dit motiveer jou tot daardie lewe om God te behaag en God te eer. Die herinnering van die kruis is my rigting vir my lewe, is die rigtingwyser van my lewe. My voetstappe word gerig deur die openbaring van wat Jesus vir my in die kruis gedoen het. 2 Korintiërs 5 vers 13, hy sê, want as ons uitsinnig is, nee, maar ons is kerkmense, ons moet prim en proper wees, ons moet ordentlik wees, stilte kerk, gewyde oomblikke. Paulus het op 'n plek sy kop verloor. Wie van julle het al gesien hoe lyk iemand wat uitsinnig is? Is hulle verloor beheer? Okay? Snaaks geen mans steek nou hulle hande op hierdie stadium nie. Maar ek verstaan manne, maar daar's 'n plek wat Paulus beheer verloor. Hy sê ek raak uitsinnig, uitspattig, ek raak amper roekeloos. Maar daar's 'n rede, vir die regte rede moet jy uitsinnig raak. Hy sê, want as ons uitsinnig is dit tot eer van God. Nee, maar ons moet in die kerk, ons moet nog nie te hoeveel hande klap en te hoog opsteek en te ordentlik. Ons moet eintlik in die kerk, as ons begin worship, dit moet partytjie tyd wees. Ons moet uitsinnig weer raak, want wat doen dit? Dis die openbaring van die kruis. Wat spreek van jou vryheid, wat spreek van oorwinning, wat spreek van hoop wat nie beskaam nie. Hy sê, want as ons uitsinnig is dit tot eer van God, en as ons by ons verstand is dit om julle ontwil. So ons sal ordentlik wees tussen julle klomp, sê Paulus, maar soms raak ek 'n bietjie uitsinnig, en hier is die rede, hy sê, want die liefde van Christus dring ons. Dit dring my om uitsinnig te raak, om buite myself te raak, om net op 'n plek te wees wat ek net nie myself kan keer en kan stop, om eer aan God te bring nie, en te dans voor sy aangesig nie, want ek is uitsinnig deur die liefde van Christus wat my dring. Die Passion Translation sê dit as volg, hy sê, for it is Christ's love that fuels our passion and motivates us. Wat is jou motivering? Môreoggend as jy opstaan, wat is jou motivering? Die manier hoe jy jou vrou hanteer, wat is jou motivering? Die manier hoe jy jou kinders grootmaak, wat is jou motivering? Die manier hoe jy jou geld hanteer, die manier hoe jy jou medemens hanteer, wat is jou motivering? Die liefde van Christus is ons motivering, want mense moet Jesus se liefde ontdek, en waar ontdek hy dit? By my en jou wat leef in die openbaring van die kruis van Jesus. Die skadu van die kruis, die skaduwee wat oor ons lewe, oor net kom heers in alle aspekte van ons lewe. For it is Christ's love that fuels our passion and motivates us, because we are absolutely convinced that He has given His life for all of us. This means all died with Him. For Christ, it's Christ's love that fuels our passion and motivates us. Billy Graham het die volgende oor die kruis gesê, in die kruis van Jesus, lees hy 3 dinge. Eerstens, die diepte van die mens se sonde. Elkeen van ons, wat vandag hier sit, het die kruis van Jesus nodig. Elkeen van ons is net sondaars wat gered is deur genade. Maak nie saak of jy in die kerk groot geword het, die meneer of mevrou, maak nie saak hoe heilig jy dink jy groot geword het nie, ons almal is sondaars. Elkeen van ons. Wel, my sonde is dalk nie so groot as jou sonde nie, almal wil gemeet. Die woord sê nee, hoe die sonde groter raak, raak die genade nog meer. God se liefde is groter as enige oortreding. Eerstens die diepte van die mens se sonde, tweedens die alles oorheersende liefde van God. En derdens die enigste pad na verlossing is deur die kruis van Jesus. Jesus kies dood, sodat ek en jy in staat is om lewe te kies. Hoe lyk hierdie lewe wat ek en jy moet kies? Hierdie lewe wat ons moet kies, is die lewe wat ek elke liewe wet ken uit my kop uit en presies elke dag en elke oggend fokus om te sê, ek moet nou net nou hierdie reël, ek moet net hierdie wet onthou, ek moet net daai wet onthou. Dis hoe die Jode vir jare groot geword het. Op 12-jarige ouderdom het jy die eerste 5 boeke van die Bybel uit jou kop uit geken. Want jy het die reëls geken. Toe kom daar 'n kruis.
En Jesus sê, weet jy, as jy verstaan wat die kruis vir ons gedoen het, die kruis het al die wette, nie kom kanselleer nie, maar kom vervul. Want waarvan spreek die kruis? Spreek van liefde. Hoe vervul jy al die wette en die profete? Deur een wet, en dis die wet van liefde. Doen aan ander, wat jy jouself gedoen wil hê. Dis wie die wet en die profeet vervul. Dis wie jy lewe kies. Want wat is die belangrikste gebod van al die gebooie? Daar's twee wat gelykstaande is, maar daar's die eerste. En vanoggend wil ek hê, hoor die hart van die Vader. Wat is God se grootste begeerte? Jou liefde. Sy grootste begeerte is jou liefde. Die eerste gebod. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele krag en al jou verstand. En jou naaste lief hê soos jouself. Hoe kies ek lewe? Ek sluit alweer met Deuteronomium 30, vers 19 sê, kies dan die lewe dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. En dan vertel hy vir ons in die volgende vers, hoe kies jy hierdie lewe? Deur die Here jou God lief te hê. Na sy stem te luister en hom aan te hang, want dit is jou lewe en die lengte van jou dae. It's simple. Dis liefde. Eenvoudig, kerk. Dis nie 600 reëls wat jy hoef te memoriseer nie. Dis nie 10 gebooie wat jy op die punt van jou vingers moet ken nie. Dis net een beginsel waar volgens jy moet lewe. Jy moet God lief hê. Deur die eeue was dit vir die mensdom moeilik, want daar was nog nie 'n kruis nie. Maar hier sit ek en jy, en ons ken die liefde van die Vader. Ons verstaan sy liefde vir ons. Ons verstaan wat sy liefde, want onthou liefde, doen. Ons verstaan wat sy liefde vir ons gedoen het. Kan ek en jy reageer op sy liefde? Hoe reageer ons? Liefde reageer deur te doen. Deur my lewe neer te lê en sê, Here, hier is ek. Gebruik my. Gebruik my vir u koninkryk se uitbreiding, maar gebruik my ook vir u eer. Here, kom lei my in die spore van geregtigheid, sodat u naam verheerlik sal word. Here, in die manier hoe ek besigheid doen, die manier hoe ek die mense rondom my hanteer, Here, wil ek u kom eer. Dis hoe ek liefde doen, want die woord sê, dis onmoontlik om God lief te hê, maar nie jou naaste lief te hê. Jy kan nie sê jy het God lief, maar jou broer haat nie. En weet jy wat is die maatstaf van ons geloofslewe? Weet jy waaraan meet jy jou geloof? In die laaste van dae, iets waarin jy moet voorwaaksaam wees. Hy sê in die laaste dae gaan die liefde van die meeste verkoel. En dan kom Openbaring en sê, en as jy lou geword het, word jy? Kom ons hou nie op om liefde te doen nie. Maar kom ons doen nie liefde voorwaardelik nie, want Jesus het dit onvoorwaardelik vir ons gedoen. Hierdie wêreld daar buite, wanneer ek en jy by die deure uitstap, betree ons 'n wêreld wat die mekaar is, wat verward is, wat dink hase lê eiers. Dis die wêreld. Hulle vier goed wat verwarrend is. Maar ek en jy, ons weet waaroor dit gaan. Ons leef in die openbaring van liefde aan 'n kruis, wat 'n lewe neergelê is, want geen groter liefde het iemand as dit, die grootste bewys van liefde. Johannes 15:12. Geen groter, vers 13, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Sien, julle is my vriende. Jesus se woorde, julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Dis hoe ons liefde doen. Ons reageer op sy roepstem. Ons doen liefde, want ons dien hom. Dis waar hierdie dag gaan. En my gebed vir jou is, dat die boodskap van die kruis in jou hart ingebrand sal wees. Dat jy elke dag deur die Gees van God herinner sal word, hoe liefde lyk. En dat die liefde van Jesus jou motivering sal wees.
Al is daai ou hoe moeilik, al is die regering hoe die mekaar, al is ons bly in liefde optree. Wat sê liefde? Ons bid vir onsself, vir ons vyande. Ons bid vir ons regering. Ons doen liefde, want ons verstaan liefde, want ons kyk na die kruis. So ek wil vanoggend, het ek een van ons gemeentelede sit liede by mekaar, dis nou met die nuwe tegnologie, en hy het een van die liede vir my gestuur, wat ek dink so gespreek het met my hart, en ek wil vanoggend hê dat jy vir 'n oomblik net jou oë sal sluit. En ons gaan hierdie lied speel, en daarna gaan ons deel aan die maaltyd van die Here. Want dis wat die maaltyd ons aan herinner is, in sy kruisdood, in sy lewe wat hy gegee het. Maar hierdie lied is, hy spreek nogal diep in ons hart, en laat toe dat die Gees jou net bedien, deur hierdie lied wat in mekaar gesit is. Ek weet, is Gees geïnspireerd hierdie lied. So, vir 'n oomblik vergeet van die persoon langs jou, vergeet van die persoon voor jou agter, en van wat waar buite in die wêreld aan is. Onthou vir Jesus. Soos as jy luister na die lied, en dan gaan ons saam aan die tafel sit. So kom ons sit agteroor, en ons maak ons oë toe, en ons luister net. Jesus, the sadness is overwhelming every year this time. When I remember your pain, your suffering, your rejection, your death, what you went through, my Lord, for a sinner like me, it breaks my heart. The cross had to be unbearable, but yet you endured it all. I know, Lord, it had to be. It was the plan all along. But Lord, your funeral, it breaks my heart again and again and again. It never ends. You never stopped because you died. I am alive today. Lord, without the third day, I couldn't get up today. Without you, what's left of life? Allow me to be in awe of all you have done, through pain, through suffering. Lord, you gave me life. Tears flow as I remember the stripes, the thorns, the cross. You bore it all just for me. The weight of all my sins upon you. But Lord, your funeral, it breaks my heart again and again and again. It never ends. You never stop because you died. I am alive today. Lord, without the third day, I couldn't get up today. Without you, what's left of life? Allow me to be in awe of all you have done, through pain, through suffering. Lord, you gave me life. Death thought it won, but grace shattered its hold. The tomb now empty, the greatest story told. Oh, my soul aches for your suffering, Lord. My heart rejoices. You reign forever, Lord. Without the third day, I couldn't
be in awe of all you have done, through pain, through suffering. Lord, you gave me life. Lord, without the third day, I couldn't get up today. Through pain, through suffering, Lord, you gave me life. Forever and ever. Terwyl almal se oë gesluit is, kom ons hou ons oë gesluit. Ek hoor net die roepstem van die Here wat sy seuns en sy dogters terugroep na sy huis. Jou lewe het so verstrik geraak met hierdie wêreld dat jy vergeet het van die kruis. Jy vergeet het om te leef in die openbaring van jou Vader se liefde vir jou. En jou lewe het as ware uit mekaar uit begin rafel. Want God se liefde het dit nie aan mekaar gehou nie, maar vanoggend roep die Vader deur sy Gees jou terug huis toe. Om weg te draai van hierdie wêreld en jou te bekeer van 'n lewe wat nie vir jou bedoel is nie. Hy roep jou na die volheid wat hy vir jou bestem het. 'n Lewe in sy Seun Jesus Christus. 'n Lewe in die skadu van die liefde van die kruis. Vanoggend roep die Vader jou terug en sê, my seun, my dogter, my deur staan oop. Ek sal jou weer ontvang, maar jy moet die keuse maak om my liefde weer te aanvaar wat jou dring om terug te kom huis toe. Terwyl almal se oë gesluit is, as jy vanoggend hier sit en sê, Here, ek moet terugkom huis toe. Ek is nie waar ek moet wees nie. Ek wil omdraai en terugkeer na my Vader se huis. Ek wil graag vir jou bid, en almal se oë is gesluit, ons respekteer, ek wil niemand blootstel vanoggend nie, maar as jy wil hê, ek moet vir jou bid vanoggend, en sê, Here, ek reageer op die roepstem, maar nie daar weer sit, net jou hand opsteek en sê, Here, hier is ek kom terug huis toe. Here, ek wil wegdraai, soos jou hand opsteek, ek kies om weg te draai van hierdie wêreldse manier van lewe en die sonde wat my so verstrik het. Volgende is dit 'n boodskap van genade en redding. Sal nog iemand voor ek bid wat sê net, Here, hier is ek, kom red my. Ek kom terug huis toe. Ek kan maar laat sak as jy opgesteek het. Vader, ek bid vir elke hand wat opgegaan het. Here, U weet waar hulle is, U weet hoe hulle lewe so verstringel geraak het met hierdie wêreld, Here. En so maklik, hierdie wêreld ons so verstik, Here, dat ons vergeet van die kruis, vergeet van die liefde, maar vanoggend bid ek, Heilige Gees, dat U, wat die Gees van openbaring is, dat die openbaring van die kruis nuut sal brand in hulle harte, in hulle mens wees, dat die skaduwee van die kruis oor hulle sal seëvier, Here, dat hulle sal wandel in die liefde, Here, wat hulle dring, Here, dat hulle vanoggend net opnuut hulle harte weer sal oopmaak, en dit sal ontvang wat U vir hulle instoor het, Here, 'n lewe van oorvloed, want Jesus het gekom, sodat ons lewe en dit in oorvloed kan hê. En daarom roep ek hulle tot inkeer, ek roep hulle terug Vader se huis toe, soos U Gees in hulle werk vanoggend, Here, en ek dank U, dat U hulle ook bekragtig, om los te kom, vry te kom van die verstrikking van die sonde, Here, want daarvoor het U aan 'n kruis gehang, daarvoor is U deurboor, daarvoor het U bloed gevloei, sodat ons nie net vergewe kan word nie, maar dat ons vry kan kom van die stryk van sonde, Here, ons is nie meer slawe nie, en ek wil elkeen vanoggend wat hier sit en hulle hande opgesteek het, wat glo in die kruis van Jesus, en die werk wat hy vir ons gedoen het, Here, dat dit volbring is, ek, Here, verklaar hulle opnuut as seuns en dogters van die lewende God. En daar's niks wat hulle weer sal kan wegruk of kan skei van die liefde nie. Want daar's niks sterker in hierdie heelal as die liefde wat daar is in Christus Jesus, wat vir ons bewys is in die kruis nie. Dankie Vader, dankie vir nuwe lewens, dankie Heilige Gees, dat U hulle by die hand vat, en hulle oprig, en hulle lei in die spore van geregtigheid, want hulle wandel in die vryheid van die kruis van Jesus. In Jesus naam,
Amen. Amen. Ek wil jou bedien met die nagmaal vanoggend, want natuurlik is dit die maaltyd wat vir ons ingestel is deur Jesus self. Die Here het vir ons hierdie maaltyd gegee wat ons herinner aan sy kruisdood en sy opstanding. En ek gaan eers begin met die brood. As jy, want ek het van die Here ontvang, sê Paulus in 1 Korintiërs 11 vers 23, wat ek ook in julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het en nadat hy dit gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam. Hierdie brood, ek is net baie bly, ons is deur 'n padblokkade vanoggend, ek het gedink hulle gaan wonder of ek 'n lijk vervoer. Gelukkig is hulle met blindheid geslaan. Okay. Dis die liggaam. Uitmekaar geskeur, gebreek. En weet jy, Mark Hodgett sê dit altyd so mooi, is the great exchange. Hy is gebreek sodat jy heel kan wees. En hierdie liggaam is gebreek, en ek wil vra dat die mense wat die gereeld is nader kan staan, en soos ek hierdie brood vanoggend net kom breek. Jy vanoggend net onthou. Sien hom, hoe hy voor daardie klomp soldate stikkend geslaan word. Sien dit hoe daardie spykers deur sy vlees ingedring het en sy bloed gevloei het. Sien vanoggend hoe daardie kroon in sy kop ingeforceer is. Bloedbeloopte oë, hande en voete deurboor terwille van ons. En wanneer jy deel het aan hierdie maaltyd, dan word dit ingeprint in ons harte. Dit wat Jesus vir ons kom doen het. So hulle gaan op die kante staan, en ek wil vra dat, as dit as 'n gesin is, wat die pa uitbeweeg, en net 'n stukkie brood kom afbreek vir jou gesin, en jy gaan dit deel met jou gesin. So as dit as gesinsverband kan gebeur, kan dit goed wees. So, vanoggend, het deel aan hierdie maaltyd. Stap uit, pa, of as jy enkel is, kan jy vir jouself gaan kry. Kom haal vir jou 'n stukkie brood, kom breek dit, en soos jy dit van daardie stuk brood afbreek, sien hoe sy liggaam gebreek word. Almal 'n stukkie brood. Sien jy sy liggaam wat vir jou gebreek is. Kom ons sluit ons so. Vader, dankie vir Jesus. Dankie vir liefde. Liefde wat ons ken en verstaan. Die ultimate offer wat ooit betaal is. Die liggaam van u seun wat vir ons aan 'n kruis gehang is en gebreek is. Here, sodat ons heel mense kan wees, gesonde mense kan wees, want deur sy wonde is daar vir ons genesing, Here. En ek bid vanoggend dat u deur die kragwerking van die Heilige Gees, soos ons deel het aan hierdie maaltyd, dat u in ons liggame sal kom werk, Here, in ons siel sal kom werk, Here, dat u ons heel sal maak, dat u ons gesond sal maak, Here, dat u ons liggame sal kom aanraak, maar Here, dat ons vol mense sal wees, vol van die liefde, Here, dat die liefde in ons weer, Here, warm sal word, dat ons nie sal verkoud in die liefde nie, maar dat die openbaring van die kruis, die liefde, se vlam sterk sal brand, Here, wat in ons binneste is. Dankie vir die brood. Ons vra dat u dit seën in ons liggame, en dat hierdie brood ons sal herinner aan Jesus wat vir ons gebreek is. Bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons gebruik dit saam. En sy na die ete het hy die beker geneem, julle is welkom om die kelkies te vat, die wat gereël is mee om die kelkies net vir ons. So net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament. In my bloed, doen dit so dikwels as jy daaruit drink, tot my gedagtenis. Dan kry jy vir jou 'n kelkie. Want hierdie is die bloed
Die bloed van die Nuwe Testament wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Wanneer jy deel het van hierdie kelkie, hierdie druiwesap is die simbool van sy bloed, aanvaar jy sy liefde, want die uitvloeisel van liefde is genade. Jy is vergewe. Jy is vergewe, want jy is vrygekoop deur die bloed. Bloed van die perfekte lam, wat vir eens en vir altyd vir die sondes van hierdie wêreld gevloei het. Kom ons dankie Vader daarvoor. Vader, dankie dat U die lam gestuur het, die perfekte lam, Jesus Christus. Het gebreek was, sodat sy bloed kon vloei. Here, ons weet, die beginsel is dat geen sonde kan vergewe word sonder bloedvergieting. Maar Here, dankie dat daar nie net meer een keer 'n jaar 'n paaslam geslag hoef te word nie, maar dat vir eens en vir altyd die perfekte lam geslag is vir die sondes van hierdie wêreld. En Here, soos ons deel het aan hierdie kelkie en hierdie druiwesap, aanvaar ons genade, ons aanvaar ons vergifnis en ons verklaar, ons is vry. Want dis wat dit sê wanneer ons onder die bloed van Jesus is. Vry van oordeel, vry van slawerny, en ons is kinders van die lewende God. Seën dit in ons liggame, heilig ons en reinig ons, Vader, in Jesus se naam. Amen. Kom ons gebruik dit saam. Dankie, jy kan hierdie kelkie na die kant toe stuur. Ek sluit af met herinner. Jesus kies die dood om dit vir my en jou moontlik te maak om die lewe te kies. Moenie Sondag mis nie. Sondag is die belangrikste dag van al die dae in ons geloof. Dis die opstandingsdag. Want het hy nie opgestaan nie, was vandag te vergeefs. Maar dis hoekom ons Sondag moet vier as gelowiges. Want dan gee dit krag aan Vrydag, want hy het opgestaan. So nooi iemand saam kerk toe Sondag, sorg dat jy in die kerk is, sorg dat jy daardie dag, die dag van oorwinning en die bevestiging dat Jesus die Seun van God is, saam met ons kom vier. En ek wil jou motiveer, gaan lewe 'n lewe in die skadu van sy kruis, 'n lewe van liefde. En as julle die liedjie wat ons gespeel het, sal ons op ons WhatsApp status of iets sit, Jesus slimme die goeters, hy sal dit opsit as julle wil hê. Dis Allbeat, is die ou se, dit is die ding se naam, maar ons sal dit vir julle opsit as jy die lied weer wil gebruik of wil luister. Mag jy geseënde Sondag beleef, mag jy die Here se goedheid beleef en sy guns beleef, oral waar jy gaan, mag jy jou bewaar, mag hy vir jou voorsien, mag jou brandstoftank nie leegloop nie. Amen.